Hartlike goeienaand, vriende, en welkom weer eens by 'n Betier uitsending hier op die kanaal. Ek hoop dat u sover 'n wonderlike week beleef en dat die storms nie te veel was nie en dat die reën goed was. En voordat ons begin, kom ons sluit die oë vir gebed. Liewe Heer, ons is dankbaar ons kan by mekaar kom vanaand om net in die middel van die week weer 'n bietjie rustig te raak en stil te raak. Maar Here ook om te kyk na gebeurtenisse uit die woord en gebeurtenisse wat ons hopelik sal help om die karakter beter te verstaan, maar ook ons as mens weer hoop te gee in die lewe. Ek vra dat u nou met ons sal wees, terwyl dat ons voortgaan in die woord, mag ons gedagtenisse gerig wees nou tot u. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. So vanaand se skriftuurlesing kom uit Jesaja uit, en dit is net die eerste gedeelte wat daar geskryf is, Jesaja 63 vers 3, en dit sê as volg: Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my gewees nie. Was 'n bietjie 'n verdere verduideliking in die hoofstuk waar dit gaan, maar toe ek daai gedeelte lees, toe dink ek baie aan die gedagte waar ons staan. Want jy weet, soms voel die lewe soos 'n parskyp van 'n lewe. Nou wat bedoel ek daarmee? Jy weet, wanneer dit by 'n parskyp kom, is waar daar druiwe getrap word, en daar's twee kante. Die een kant is jy is die druiwe wat getrap word, die ander kant is jy probeer om die druiwe te trap, maar die hele tyd voel jy vasgevang in hierdie lewe van stoei, en asof jy net nie uit dit uit kan kom nie. Daar is hindernisse, daar's uitdagings, daar's probleme, en op die einde van die dag, dan vra ek en u mekaar, maar Here, waarom? Waarom moet ek deur hierdie parskyp van die lewe gaan? Waarom word ek vertrap, of waarom moet ek help trap? Hoekom voel ek alleen? Maar jy sien op die einde van die dag, wanneer ons na die parskyp kyk, is dit 'n harde, langdurende proses, maar wat iets moois oplewer. Wanneer jy dink aan die druiwe in die parsbalie, waar die mense trap, en hulle druk daai druiwe stikkend, en dit lyk alles stikkend, tog waar daar uitkom 'n suiwer druiwesap, wat lekker is, en wat mooi is. Ek dink aan diamante onder grond, wat onder druk vorm. Ek sien nou die dag 'n video, ek dink dit is in China actually, waar hulle begin het om goed by mekaar te pers, en 'n tipe van 'n amper so 'n fake diamant te maak, maar tog is dit 'n regte diamant onder druk. Ek dink aan olyfolie, wat moet gedruk word, om daai olie uit te kry, anders het jy niks nie. So, iets wat nie lekker voel nie, en iets wat ongemaklik is, bring op die einde van die dag vrug voort. En dan dink ek aan die gedeelte, en dis 'n baie bekende gedeelte, was die gedeelte by Daniël 3, waar Daniël en sy 3 vriende was, en daarso waar hulle voor die beeld moet aanbid, en almal rondom hulle moet afsak en moet bid, en hierso staan 3 manne uit, en hulle word getrap deur die wêreld, gewaarsku, het gebeur weer, en wat gebeur? Hulle word in daai vuuroond gegooi. Nou stel jy voor dat ewe skielik moet u lewe vir iets gee waarin u glo. Ewe skielik moet u sê, of ek doen dit, en ek weet daar is 'n dood, of ek gaan aan, want ons weet nie wat die ander kant is nie. Ja, ons weet daar is 'n ewigheid wat wag, absoluut. En hierdie 3 vriende staan vas, en die soldate gooi hulle in hierdie vuuroond, en eintlik gooi hulle nie in nie, hulle loop amper in. Jy weet, hulle het geweet wat die konsekwensies is. Dat selfs die Bybel sê die wagte het doodgebrand. En wat altyd interessant is van die storie, ewe skielik sien hulle nie 3 persone, maar 4 persone, en ons weet dit is dan Jesus wat saam met hulle binne in die oond is, binne in die moeilikheid, en binne die parskyp van 'n probleem. Nou wat het hierdie beproewing vir hierdie manne beteken? Wat het dit vir hulle gebring? Watter sin van vryheid wil mens amper sê? Die eerste een is, toe hulle ingegooi is in die oond, toe is hulle vasgebind, hulle kan nie eintlik roer nie, maar dan sien ons vinnig hoe hulle rondloop en vrystap binne in hierdie situasie, omdat hulle op God vertrou het. Dan dink ek aan die vernietiging. Hulle was in staat gewees om vry te loop, waar hierdie hele gedeelte eintlik
vernietiging beteken het. En so kan ons kyk na ons eie beproewing in ons lewe. Hoe maak dit dalk vir my en vir u vry? Wanneer ons kyk in Romeine 5 vers 3, sê dit baie mooi. Hy sê, en nie alleen dit nie, maar roem ook in die verdrukkinge. Roem in die verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid bewerk. Jy sien, wanneer ek en u op 'n ongemaklike plek is en ons verstaan nie altyd nie, moet ons verstaan, miskien is dit hierdie lydsaamheid wat nodig is om u en my in die volgende pad te vat. Maar een ding wat altyd vir my mooi is dat God is nie blind op doof nie. Moet jy nie vir een oomblik dink dat God sit terug en hy weet nie wat gebeur nie, of hy gooi 'n blinde oog soos wat mense dit doen in die wêreld vir probleme nie. God weet wat met elkeen van u en ek gebeur. Elke keer wanneer daar hartseer is, elke keer wanneer daar traan gestort word, elke keer wanneer daar gebed is die Here daar en hy hoor dit. Elke beproewing wat ek en jy in die oë staar, alles sien die Here en hy kyk dit nooit mis nie. Want op die einde is die belofte, hy sal ons nooit verlaat nie. Inteendeel, Daniel se storie vertel vir ons so mooi, hoe hy saam met ons deur hierdie situasie wil gaan. Hy wil ons saam in hierdie situasie draai, maak nie saak wat die uitkoms is nie. 'n Mooi storie vertel hoe jy teen hierdie smal pad in hierdie berg oploop. 'n Moeilike pad, 'n pad vol klippe. Daar waar jy opbeweeg en jy trap en val en dan is dit dorings en dissels en doringbome en krap en merke. En dit is 'n harde ding om hierdie smal paadjie teen die berg op te vat. Maar wanneer jy daar bo kom, aan die einde, en jy staan daar bo en jy kyk uit op die vlaktes, dan verwonder jy jou aan die pragt in die natuur. Jy verwonder jou en die woorde kom na jou toe wat sê, dit was die moeite werd. En dis die ding wat ek vandag by u wil dood is, dis miskien die moeite werd om deur die parskyp te gaan. Dis die moeite werd dat ons baie keer 'n bietjie gedruk en gemold word vir wat volgende in ons lewens kom. Wat is Jesus se roete gewees toe hy hier op aarde was? Die pad van lyding, geslaan, gebreek, gemishandel. En op die einde van die dag was hy uiteinde tot by die kruis, tot by die dood, wat alles blootgelê het. Maar waarvoor het Jesus dit gedoen? Wat was die vooruitsig? Wat het hy in gedagte gehad terwyl hy deur hierdie pad gestap het? Die uiteinde van hierdie pad was een ding gewees: sieleredding vir die koninkryk. Hy het alles gedoen vir my en vir u. 'n man van smarte en bekend met sy krankhede. Hy het die pad gestap. Hy het die pars getrap vir my en vir jou. Toe Jesus daar aan die kruis gehang het hy my en u op gedagte gehad. En dis waarvoor hy daar gesterf het. En wanneer ek en u deur hierdie pad van vertrapping, van die parskyp gaan, kom ons dink aan wat Jesus gedoen het. En vergeet nie dat in elke oomblik weet hy wat met my en u gebeur. Elke oomblik is hy daar. Elke oomblik is hy hartseer saam met u, gelukkig saam met u, en verstaan die pyn en lyding. Kom ons sluit die oë. Liewe, wat 'n voorreg is dit nie om te weet dat beproewinge wat oor ons paaie kom, daar waar ons baie keer voel ons wil val en op die grond neerslaan en nie weer opstaan nie. Ja, Here, daar waar ons voel dat ons word soos in 'n parsbalie fyn en stikkend getrap, dan kyk ons op en ons sê, Here, ons weet u is saam met ons hier binne. Mag ons vanaand weer moed skep, mag ons weer eens besef dat hierdie wêreld is van korte duur. Ons is op pad terug, Here. En mag ons weet dat u elke oomblik saam met ons is. Wanneer ons hartseer is, huil u saam. Wanneer ons vreugdevol is u saam. Wanneer ons mense verloor, aan die dood afsterf, wanneer ons in finansiële krisis is, Here, u huil saam, u deel saam, want u is 'n God van emosie, 'n God van liefde. Wees met ons nou verder in hierdie aand en in hierdie week. Ek bid vir almal wat na hierdie uitsending luister, ook vir gemeentes, elkeen wat vanaand stil geword het voor u. Mag u ons weer ons sondes vergewe,
Mag U ons reinig sodat ons skoon gewas voor U kan staan en mag die res van die week vir ons voorsien word soos dit U welbehaag is. Gaan met ons nou verder in hierdie aand, behoed en beskerm ons. Ek bid en vra dit nie omdat ons het verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek het 'n liedjie van Fountain View hier aangeheg. En dit is 'n liedjie wat my altyd beïndruk wanneer dit swaar gaan. Wanneer mense by die dood afgesterwe staan, ouers, kinders, mense. En hoe die liedjie vir ons mooi vertel dat Jesus is in elke oomblik van die parskyp by U en gaan saam met U daardeur. Geniet die liedjie tot ons mekaar weer sien. Totsiens. So when Cameron first asked me if I wanted to sing this song, I was really excited because he had already sung it with a couple of other guys, and I really loved the song. It spoke to me in a really special way. In my life, God has done miraculous things. He's done a lot of big things in my life. Just to give an example, curing me from cancer. Like that in itself just goes to show how wonderful and how miraculous God is. It helps to look back at those times where you could see His hand working in your life, and you can know and have faith that He is going to be there and He still has a plan and He's working out to His best interests. And you can trust in that and know that His will is being worked out and it's all going to be okay. Making a list of all of the good things You've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that Your heart is breaking too. When I cry, You cry. When I hurt, You hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of You too. And when I fall on my face, You fill me with grace. 'Cause nothing breaks Your heart or tears You apart like when I cry. Alone in the dark, face in my hands, crying out to You. Lord, there's never been a time in my life there's so much at stake, there's so much to lose, but I trusted to You, 'cause You'll bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, You cry. When I hurt, You hurt. And when I lost someone, it takes a piece of You too. When I fall on my face, You fill me with grace. 'Cause nothing breaks Your heart or tears You apart like when I cry. You're the one who calmed the raging sea. You're the one who made the blind to see. And You look through all of heaven and eternity, and through it all You saw me.
someone. It takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart